Goeiemôre geliefdes, groet in die lieflike naam van Jesus. Ons is in Lukas 15, die gelykenis van die verlore seun. Vers 11 sê, en hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van my eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Geliefdes, hy sê vir sy vader, gee aan my eiendom. Nou in daardie dae was dit moontlik om jou erfdeel te ontvang voordat die ouer dood was, maar dit was net spesiale gevalle, so daar was uitsonderings gemaak en dan was die erfporsie verdeel voor die vader dood was. Maar onder normale omstandighede word erfdeel eers uitgedeel nadat die vader afgesterf het. Nou in hierdie geval vra die seun dan hierdie spesiale vergunning en die vader stem dit toe. Die vader se liefde vir sy seun gee vir hom sy seun, erken in sy seun se wil en respekteer sy seun se wil. Al weet hy in dit verskuil daar rebellie. Nogtans laat hy hom toe om sy gang te gaan en hy het presies geweet wat die uiteinde van hierdie seun sou wees. Nogtans laat hy hom voort en hy laat hom toe om sy koers te gaan. Nou vers 13 sê dit so, en nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar en weggeraak na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Nou hierdie seun het sy pa gevra vir sy erfdeel, want hy wou onder sy pa, hy wou nie meer aan sy pa rekenskap gee nie, hy wou nie langer onder die gesag van sy pa staan nie. Hy het gesoek vir liberation, soos die Engelman sal sê. Maar hierdie ding wat hy gedink het om van gaan vrymaak, hy gaan nou sy eie lewe, hy gaan rekenskap vir homself gee, het hom reg binne in slawerny ingelei. Want sy uiteinde is, hy sit by varke. Hy het erge honger, hy het erge swaar, hy weet nie wat te kan doen nie. Hy's in 'n posisie van armoede en slawerny. En dis wat gebeur waar daar rebellie is en waar daar sonde is. Maar geliefdes, sy pa het geweet. Nogtans laat hom begaan. Want sy vaderhart is nie een van ek wil jou onder my gesag hê omdat ek jou wil manipuleer nie, maar sy vaderhart is ek wil jou beskerm. Ek is lief vir jou. Ek wil hê jy moet deel in my seën en in my voorspoed en dis ook wat die vaderhart is vir jou en my. En kom ons vergeet dit nooit nie. Here, baie dankie dat U 'n vaderhart het wat sê, julle staan wel onder my reëls en onder my gesag, maar ek manipuleer julle nie. Ek is lief vir julle. Ek wil hê julle moet deel wees van my huishouding en deel in my voorspoed en seën. En ek bid, Here, dat ons wat U kinders is, dit sal snap en ten volle sal lewe as kinders wat eintlik vry is. Nie nodig het om vry te kom nie, deur weg te gaan nie. Nee, Here, kinders wat vry is in U huishouding. En ons eer U daarvoor. Amen.